Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde donderdagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om vandag te kan aangaan saam met julle met ons reeks oor vyande in jou lewe. Nou kind van God, ons het maandag gekyk het ons onvergifnis behandel, dinsdag het ons vrees behandel, gister was dit seer en vandag behandel ek 'n onderwerp wat vir party mense, hartseer soos dit is, 'n vriend is. Maar vir ander mense is dit 'n vyand. Ek wil graag vir die volgende paar dae ook oor goedjies praat, wat soms is dit 'n vriend, maar ander kere is dit 'n vyand. Nou vandag sin is een ding, wat ek weet, mense wat vir die waarheid staan, hierdie sien as 'n vyand, en nou weet julle waarvan ek praat, ja. Dis leuns, my boetie en sissa, ek dink nie ons sal ooit besef wat se impak het 'n leuen in ons lewe nie. My ouma het altyd gesê, 'n leuen het 'n krom been, en ek weet op 'n storie het 'n tannie altyd gesê, waar 'n leuen snel agtervolg die waarheid om wel. So my broer en sisse, 'n mens kan 'n leuen hoe cover up, jy kan die beste storie uitdink, jy kan so clued up wees, maar iewers het daai leuen 'n krom been, en iewers gaan daar 'n fout inkom, en dan gaan die waarheid seëvier. 'n leuen kan nie staan waar die waarheid betrokke is nie, my boetie en sissa. Dit is hoe dit is. Die waarheid en 'n leuen is soos olie en vuur. As jy hom meng, dit gaan nie baie goed eindig nie. Olie en water, olie en water is eintlik die beste beskrywing. Hulle meng glad nie. En ons almal weet, soos wat Jesus sê in Johannes 8 vers 32, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. En dit is hoekom dit so belangrik is, dat ons eerder die waarheid najaag. Want verder in Johannes 8 vers 44 sê Jesus, dat hoe is die duiwel die vader van leuns? En 'n leuen is vir hom 'n vriend, my boetie en sissa. Dit is vir die duiwel 'n vriend. En ongelukkig vir mense wat nou al so vasgevang is in leuns, in hierdie sirkel van leuns, dat hulle 'n leuen sien as 'n vriend en die waarheid as 'n vyand. En dis so hartseer, en ons moet regtig, my boetie en sissa, ons moet meer as ooit intree vir mense wat verblind is deur leuns, wat so, hulle mindset is gefokus op 'n leuen. As hulle die waarheid moet praat, dan is dit vir ons soos 'n leuen. Jy kan dit nie hanteer nie. En ek weet, dit is baie hard wat ek nou sê, maar dit is ongelukkig feite, en dit is die waarheid. 'n leuen het 'n manier om jou weg te hou van dit wat voor lê, want 'n leuen beïnvloed jou op so 'n manier, dat jy dink, dit wat die leuen vir jou bied, dit is wat die waarheid is. En ongelukkig, later, en dan besef jy, maar weet jy wat, dit was nie so nie, dit was toe op die ou einde 'n leuen, en deur daai leuen het jy eintlik gemis wat daar vir jou voorgelê het, as gevolg van 'n leuen. Nou, moenie my verkeerd verstaan nie, ek sê nie almal van ons is perfek vir die waarheid nie, want ek weet, iewers het ons almal al 'n wit leentjie vertel, maar 'n wit leentjie begin soos 'n veldbrand, hy begin klein met 'n vuurtjie, en dan ontstaan hy in 'n groot brand, en dis wat 'n leuen doen. Maar iewers gaan daai leuen, gaan hy 'n krombeen hê, en iewers gaan hy 'n fout maak, soos ek reeds genoem het. So my boetie en sissa, dis beter om eerder vir die waarheid te staan, vir die waarheid te leef, as wat ons toelaat dat 'n leuen ons beïnvloed. Ek meen, kyk wat het met Adam en Eva gebeur. Hulle was so gelukkig in die tuin van Eden. Hulle kon nie wag om vir God te ontmoet nie. En deur een leuen wat die vyand geplant het, een leuen, deur om te sê, maar het God regtig? Jy sien, as 'n mens al so 'n gesprek begin, dan dadelik begin daar twyfeling by jou gedagtes opkom, wat sê, okay, dalk het hierdie persoon 'n punt beet. En dis wat gebeur het met Eva. Eva was so verblind deur hierdie leuen wat die slang vir haar vertel het, waar hy gesê het, maar julle sal nie doodgaan nie, julle sal soos God wees. En wat het toe gebeur, toe Adam en Eva van die vrugte geëet het? Hulle het besef, hulle is naak, hulle het besef, maar ons het nou 'n probleem, ons moet klere kry. So my boetie en sissa, dit wys net, 'n leuen dink miskien, hy gaan vir jou beter gee, maar eintlik is dit net slegter, dis net sleg af. So ek wil vandag vir jou aanmoedig, jy wat dalk
al so verblind is deur leuns, jy wat so beïnvloed is deur leuns, jy het 'n kans om vry te kom. Ja, my boetie en sissa, jy het 'n kans om vry te kom. Moenie langer uitstel nie. Vat vandag hierdie geleentheid om vry te kom. Jesus sal jou skoon was, jou sonde so wit was, soos die sneeu. Daai leuns, hy sal dit wegwas. Hy wil dit vir jou doen. Kom jy net na hom toe. Laat julle die saak uitpraat. Dat jy kan vrykom van hierdie leuns en in die waarheid kan wandel. Amen. Amen. Vader, baie dankie dat ons met vrymoedigheid kan sê, ons dien 'n God van waarheid. In u oë is daar nie plek vir leuns nie, is daar nie iets soos leuns nie. En ek bid vir my boetie en sissa, wat nou al so ervarings gehad het met leuns, wil ek bid, die seer wat 'n leuen veroorsaak het, dat dit skoon gewas sal word, dat dit genees sal word. En vir elke boetie en sissa, wat toelaat dat die leuen vir hulle soos 'n waarheid is, bid ek, dat 'n openbaring in hulle harte sal oopgemaak word. Ek bid, Here, dat hulle oë sal oopgaan, dat hulle die waarheid kan sien en klaarmaak met hierdie onnodige leuns. Asseblief, Here. Dit bid ek alles gelowiglik in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. My boetie en sissa, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk asseblief mooi na julleself en natuurlik as dit die Here se wil is, gaan ons môre voort met ons reeks oor vyande in jou lewe. Tot dan, mooi bly almal. Totsiens.